Goeiedag broeders en susters en almal van julle wat saamluister. Ons gaan nou weer hierdie week voort met ons studies in ons Nederlandse geloofsbelijdenis. Ons beweeg hierdie week aan na 'n volgende wonderlike waarheid oor God. Nou in die hand van ons Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 1 kon ons al vanuit die woord leer dat God enig is en dit sê as die enigste God, dat hy enkelvoudig is, dit beteken as nie saamgestel nie, jy het altyd in God te doen met die hele God, en dat God gees is, radikaal anders as sy skepping. Die skepping is liggaamlik, ruimtelik, God is gees en anders as sy skepping, hy is die oorsprong van alle dinge, hy is gees. Nou julle kan in die vorige studies hier in ons Nederlandse geloofsbelijdenis weer gaan kyk en ook weer die detail daarvan optel. En nou wil ons hierdie week na 'n volgende waarheid toe aanbeweeg. Maar net voor ons na die volgende waarheid aanbeweeg, is dit tog iets baie belangriks vir my. En dit is dat 1 Korintiërs 8 vers 3 sê, kennis alleen maak hoogmoedig, kennis alleen oor God maak jou verwaand. En dis die kerkmens vol teologie, maar nie in 'n lewendige verhouding met God nie. Dis amper soos hierdie ou hier aan die linkerkant. Vol kennis, maar daardie kennis raak nie sy lewe nie. Dit verander sy nie sy lewe nie. Dit verdiep nie sy verhouding met God nie. En dis skrikwekkend as 'n mens net so meer kennis oor God opdoen. Dit vat jou dan uiteindelik weg van God, maak van jou 'n aaklige, hoogmoedige mens. Maar wanneer jy in 'n lewendige verhouding met God staan, verander dit alles. Kennis oor God verdiep jou dan in 'n verhouding met God. Vul jou met ontzag, maak jou al meer lief vir God en vernuwe jou lewe daagliks al hoe meer en meer. Nou ja, dit is daardie ou aan die regterkant, wys dit dalk so 'n bietjie meer vir ons. Maar dit is so belangrik. Dit is so belangrik wanneer ons nou aangaan na 'n volgende waarheid van hierdie week oor God, onthou dit tog. Dit is nie maar net 'n blote toeneem in kennis nie. Nee. Jy moet jouself afvra, wanneer jy oor God leer, waar staan ek in 'n verhouding met God? En as ek dan nou meer kennis kry oor God, dan moet ek bid, Here, pas daardie kennis in my lewe toe, verander my daarmee om meer en meer gevul te word, met ontzag, met liefde vir U, en vernuwe my lewe al hoe meer. Maar goed, wat is nou die volgende waarheid waarop ons hierdie week wil ingaan? Ons bely vanuit die woord in NGB artikel 1. Ons glo almal met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige, enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Dit is waarop ons nou wil ingaan, op daai wat ons God noem. En wat is hier belangrik? Wel hierdie, die enige enkelvoudige geestelike wese het 'n naam. Ons noem hom God. Hy het natuurlik ook ander name wat die woord vir ons openbaar, Jahwe, die Here, wonderlik in die Nuwe Testament, Vader. Kan jy dit indink, dat ons hierdie enigste, enkelvoudige, geestelike wese, die oorsprong van alle dinge, Vader noem. Maar die belangrike ding wat ons hier moet raak sien is hierdie enige enkelvoudige geestelike wese is nie maar net 'n iets, of 'n ding, of 'n energie, of 'n mag, of 'n krag nie. Nee, hy het 'n naam, en dit sê, hy is 'n persoon. Hy is persoonlik. En hy wil met jou as persoon, want jy is ook een persoon, in 'n persoonlike verhouding wees, want hy is 'n persoon. Jy kan met hom praat, op hom vertrou, hom lief hê, aan hom gehoorsaam leef, want hy is 'n persoon. En dis nou waaroor ons meer moet leer. Hier is nog iets baie belangrik. Jesus sê, in Johannes 8 vers 31 tot 32, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Nou die waarheid dat God persoonlik is, maak ons vry uit 3 lewensvernietigende leuns. Kom ons gaan op daardie leuns in. Die eerste een is die leuen van materialisme, tweede een die leuen van deïsme, en die derde is die leuen van pantheïsme. Kom ons gaan dieper in op hierdie leuns. Die leuen oor materialisme. Materialisme sê, daar is net materie.
nie 'n persoonlike God nie. As dit ateïste is ook materialiste. Daar is net materie, nie 'n persoonlike God nie. Nou vra mens vir so 'n ou wat 'n materialist is, wat lewe met die wêreldbeskou van materialisme, maar waar kom alles dan vandaan? Wel, die enigste antwoord wat materialisme het, is daar moet ewige onpersoonlike materie wees, plus tyd, plus toeval. Dis nogal so evolutionisme ook werk. Onpersoonlike materie, plus tyd, plus toeval en dinge begin ontwikkel. So sê die wêreldbeskouing van materialisme. Maar dit het nogal sy effek op jou as jy daarmee leef. Want dit sê vir jou, jy is die produk van toeval. Nou as jy mens kyk na die ou hier aan die linkerkant, dan lyk hy maar redelik moedeloos. En so kan 'n mens leef as 'n mens die produk van toeval is. Want as jy die produk van toeval is, wat is jou eindbestemming? Wat is jou doel? Want jy is bloot toevallig hier. Al wat dan vir jou oorbly is, ek is 'n soeker wat nooit vind, 'n swerwer sonder rigting. Waarheen op pad, weet ek nie. Nou, dit slaat jou uiteindelik eindig in totale wanhoop. Dat jou uiteindelik eindig in totale wanhoop. Aan die ander kant kan jy dalk beweeg na hierdie ou aan die regterkant toe. En jy sien, Friedrich Nietzsche was so oud. Hy leefde hier aan die einde van die 1800s. Hy sê, nee, ons weet, alles het ontstaan uit onpersoonlike materie plus tyd plus toeval, en ons weet daarom dat alles eintlik chaoties is, en ons weet daarom dat ons nie eintlik weet wat is ons doel en wat is ons eindbestemming nie, maar juist daarom, neem beheer, wees jou eie God, leef met selfvertroue, maak self die beste van hierdie gemors. En ja, dit laat jou uiteindelik eindig in ek is God nie. Skrikwekkend. Maar aan die einde van die dag, al wat uiteindelik oor is, al wat ek uiteindelik is ook, is 'n bondel atome, 'n chemies-fisiese masjien, wat opeindig in kompos of as. Nou, dis die eerste leuen waarmee die evangelie waarheid, of wat die evangelie waarheid van God is persoonlik vir ons kom ontbloot, ons gaan net nou sien, wat 'n wonderlike alternatief die evangelie waarheid op materialisme vir ons gee. Die tweede leuen is deïsme. Die heelal is soos 'n geslote stelsel, soos hierdie hele masjien hierso. En ja, God het dit daar gemaak, maar God het onttrek na die skepping. En dan is dit asof God hierdie hele masjien hier opwen, en dan begin hy nou maar afloop, is asof hy die enterknoppie druk, en dan loop hierdie hele heelal, hierdie geslote stelsel volgens onpersoonlike natuurwette, maar God self is nie as persoonlike God hier binne betrokke nie. God is nie hier binne betrokke as jou vader, en jou vriend, en jou trooster nie. God is nie hier as die een wat in sy seun mens word, en aan 'n kruis sterf, en jou sondeskuld dra, en betaal, en jou in 'n verhouding met hom bring, en nou leef jy daagliks hier, met 'n God wat in jou lewe werklik, deur die Heilige Gees betrokke is. Hy's nie die held nie, hy's nie die regter wat regkom herstel, nee, hy het onttrek, en die skepping leef sonder God, eintlik maar, sonder 'n persoonlike God, sonder 'n God met wie jy in 'n werklike, lewendige verhouding daagliks kan staan en leef. Dis die leuen van deïsme. Dan kom ons by die leuen van pantheïsme. Pantheïsme sê, God is alles en alles is God. Ons kry dit veral by jou oosterse mense, die mense uit die ooste uit, Hindoes, Boeddhisme, en die Hindoe en Boeddhisme invloed het ook in die weste ingestroom, veral hier van die 1960s af, as mens dan die hippie geskiedenis so 'n bietjie gaan lees. En uit dit uit ontstaan in die weste die New Age bewegings en so aan. En dit het 'n reuse invloed, ook op ons in die weste, maar binne in die pantheïsme leef jy met God is alles en alles is God. En dan is ek ook goddelik. Die heelal is God en God is die heelal en ek is deel daarvan.
Werklike menslike bevryding en opbeweeg na jou volle potensiaal bestaan daarin dat jy jou eie godheid moet ontdek. En baie maal ontdek jy dit net goed soos yoga en meditasie en allerlei sulke goed. Maar dit is wat waarlike menslike bevryding en potensiaal, bereiking van potensiaal beteken. Ontdek dat jy eintlik goddelik is. Want alles is God en God is alles. Die heelal is God en God is die heelal. En ek is deel daarvan. Maar pantheïsme het 'n krisis. Want as God alles is en alles is God, dan is God nie meer 'n persoonlike God. Want alles is nou God en God is nou alles. Hy kan nie 'n persoon wees wat met jou in 'n verhouding staan. Die onderskeid tussen skepper en skepsel verdwyn in pantheïsme. Alles word een en een is alles. Nou, as die onderskeid tussen God en sy skepping uitgewis word en die persoonlikheid van God verdwyn, dan verdwyn menslike persoonlikheid ook. Jy word soos 'n druppel wat in die oseaan val en gewoonweg deel word van alles. Alles is een en een is alles. Alles is een en gelyk. En wat gebeur volgende? Reg en verkeerd verdwyn. Alles word relatief. Want almal is God en God is almal en gelyk en een. So wie se waarheid is nou die waarheid? Want ons is almal een. Wie se reg is nou die reg? Want ons is almal een. Dadelik verander alles in 'n relativiteit. Die volgende ding wat gebeur is dat die menslike persoonlikheid word nou opgelos in hierdie alles een en dadelik word man, vrou ook opgelos en verskillende rolle verdwyn. Want alles is een en een is alles. Alles God, alles gelyk. Ek lees nou in hierdie week so bietjie in Peter Jones se boek ook Who's Rainbow. Nou wys hy baie mooi hoe uit die invloed van pantheïsme jy ook die opkoms van die LGBTQ gemeenskap kry. Wat? As alles een is en een is alles, as alles God is en God is alles, dan verdwyn die heteroseksuele orde wat God in sy skepping geskep het van man, vrou, man die hoof, vrou sy wonderlike hulp. Dit verdwyn, ons word alles. En daarom verdwyn rolle, daarom verdwyn geslagtelikheid en kan jy self besluit wat jy wil wees, manlik, vroulik en kan jy dan ook. En word ons gemeenskap dan ook al hoe meer, of word die norm dan ook al hoe meer dat homoseksualisme heeltemal in is en om aan te bring daarop dat ons by 'n Bybelse wêreldbeskouing moet bly waar ons leef met God se orde is dan eintlik baie uit en word selfs afgemaak as wreed. Maar dis die leuns waarmee ons in die wêreld sedert die sondeval mee gekonfronteer word. Materialisme, deïsme, pantheïsme. Nou die evangelie van 'n persoonlike God red ons uit hierdie leuns uit 'n lewe met hierdie leuns uit. Hier, as ons hierna nou kyk, dan het ons hier te doen met eintlik 'n opsomming van die openbaringsgeskiedenis. En in die openbaringsgeskiedenis vertel God sy evangelie storie van hy as 'n persoonlike God. In die begin is daar 'n skepping. En dan is hierdie skepper nie maar net 'n almagtige energie waaruit 'n skepping half en half spontaan en toevallig uitborrel. Nee, hy's 'n persoonlike skepper God wat praat en wat woes en leeg tot in hierdie wonderlike tuin inpraat in 6 dae. En as hoogtepunt is die mens daar. En dan skep hy die mens as sy beeld. En daarom is die mens ook persoonlik, soos hy persoonlik is. Daarom kommunikeer die mens soos hy kommunikeer. En God skep die mens in 'n wonderlike verhouding met homself. En daar lewe die mens in die tuin, hy het 'n toekoms, hy het 'n doel.
En dis goed, baie goed. Maar toe kom daar 'n sondeval. Daar kom 'n sondeval. En een van die groot leuns van die sondeval is die onderskeid tussen skepper en skepping moet uitgewis word. Jy kan soos God wees, lieg aan die Satan en die slang vir die vrou. Jy kan self besluit wat is reg en verkeerd. Lieg die Satan vir in die slang vir die vrou. En die man leef met dit. Hy begin leef met dit. Adam leef daarmee. En dit het skrikwekkende gevolge. Die mens moet uit die tuin. Die mens leef nou in 'n woestyn. Maar dan binne in die woestyn kom God as persoon in. Hy openbaar homself meer en meer wie hy as die persoonlike God is. En ons sien die hoogtepunt van hierdie openbaring in die koms van God in sy seun, in die volheid van die tyd, in Jesus Christus. Ons sien daar die openbaring van hom aan kruis op Golgotha, waar hy die een word wat vir elkeen wat in hom glo die sonde skuld dra, waar hy die een word wat vir elkeen wat in hom glo die verlosser uit die mag van sonde skuld word, waar hy die een word wat jou in jou ware persoonlikheid weer herstel, in jou ware menswees weer herstel, die skepingsorde in jou lewe weer terugbring, en hy in 'n verhouding met jou kom tree, 'n persoonlike verhouding, waar hy jou Vader is, en jy sy kind, en jy vir hom kan sê, Abba, Vader, en waar hy met jou op pad is nou, deur die woestyn, na die nuutgemaakte tuin, waar die belewing van daardie persoonlike verhouding wat nou reeds herstel is, in en deur ons persoonlike God, waar jy daardie persoonlike verhouding in sy volste volheid sal kan beleef. Nou, dit is ons God. Hy is enig, enkelvoudig, geestelik, persoonlik. Ons noem hom God, bely ons, vanuit die skrif in ons eerste artikel van ons Nederlandse geloofsbelijdenis. Hy is 'n vraag. Praat jy met hom? Het jy al na hom toe gegaan en met hom gepraat, eenvoudig in 'n eenvoudige gebed, Here, ek is 'n sondaar, verlos my uit my skuld, verlos my uit die mag van sonde, bring my in 'n persoonlike verhouding met U, en laat my daarin groei, en leef ons daagliks in hierdie verhouding, en beleef ons hierdie verhouding, weet julle, dit is wat regtig goed is. Nou, julle moet baie goed gaan, sterkte vir die res van julle week.